Hallo. Ag, my magtig. Nee, grappie. Hallo. My naam is Etienne, vir die van julle wat nie weet nie. Wie ken my nie? Meeste van julle ken my nie, nee. Ek het so 10 jaar terug hier by Doxadayo begin werk as die Fusion leier. En ek was vir 5 jaar lank die Fusion leier gewees. Wie was daai tyd? Ek dink is net Wian. So 'n bietjie oorvleuel daar. So ek is oud, maar nog glad nie koud nie. Ek wil net gou sê terug na daai videoetjie toe. Ek sê ekstrovert, so sterkte. Ek sê partykeer goeters voordat ek gedink het, maar dit is altyd wat lekker is. Maar dit is vir my lekker om vanaand bietjie saam met julle te kuier. En ons is nog besig met die tema bly in my. Nou as ons kyk na daai video wat nou net verby is daai ou op daai bike. As hy nie connected is op daai bike nie, gaan hy sy Moses teekom. Nee? Hy gaan vir 'n feit, gaan hy daarso 'n stukkie water koop, ek weet nie, hy koop uit die aard van die saak nie grond nie. Gaan hy 'n stukkie water koop en hy gaan net nie weer dieselfde wees. Hy gaan goedjies breek, hy gaan disconnected wees en dit gaan seer wees. So baie keer kyk ek en jy na die Bybel en ons lees alles wat mooi is, nê? Nee. Jesus van die Here is daarom maar so lief vir ons. En hy is so goed vir ons en hy is so great. En ons lees mis dat wat gebeur eintlik wanneer ek en jy disconnected is met hom. Dit is so maklik om connected te wees. Ek lag so, daar was gisteraand ek 'n mentor vir Hanro Liebenberg wat by die Blou Bulle speel en hy het vir my kaartjies gereël, ek en my seun en ons vriende, almal is daar op beloftes en dan word hy word connect, nee, dan word iets daar, hulle dryf in en hy maak sy milt en sy maag seer, soos wat hulle hom met die skouer hier in sy kortrib, ek dog is ribbes af, dis chaos, hy's in pyn, maar ek besef toe, hy was connected, daar het iets gebeur, waarvan hy het nie nodig om te wonder, maar is ek nou connected of is ek nie connected nie? Het iemand my nou getref of nie? Verstaan, dit is letterlik soos om te sê, hier is 'n lampie, nou is hy connected. Maar wat ek en jy so geneig is om te doen, is ons operate, en dan sê ons, ons is connected. Maar ek wil vir jou sê, as ons nie in die source, wat Jesus Christus is, connected is nie, is die goeie Afrikaanse woord, is ons useless. Is dit 'n Afrikaanse woord? Ok, maar dit is 'n goeie Afrikaanse woord. Dan kom ons letterlik, ons lewens en ons verhoudings met hom, is niks die moeite werd nie. En ek wil vanaand bietjie met julle kuier oor dit wat gebeur wanneer ek en jy disconnected is. Wat is die uitdagings wat ons beleef as ons nie regtig connected tot die bron van ons lewe is nie? Ek wil actually so begin deur aan te sluit by die ou wat iets gedeel het in die worship. Wie is regtig jou bron? Wie is regtig jou bron? Wat laat jou regtig voel? Yeah. Wat is dit regtig? Is dit jou boyfriend, jou girlfriend? Is dit dalk 'n validation van 'n onderwyser of 'n onderwyseres of net glad nie? Of wat is dit wat jou regtig laat voel? Yeah. Is dit regtig as ons sê ek lewe as gevolg van die bron, Jesus Christus wat in my is dit regtig die waarheid vir my in jou lewe? So ek sê, ons kyk altyd na die mooi gedeeltetjies, maar ek wil vir julle lees uit Johannes 15, vers 1 tot 11. Hy sê, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Ja, nee, die Bybel is mooi. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat ons nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, en 'n druiwestok, as hy nie in die druiwestok verbind bly nie, en so ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly
en ek aan hulle dra baie vrugte. Is amper soos braai. Nee, ek het nou 'n braai oomblik hierso. Okay, ons almal braai, dis lekker. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit word verbrand. Ek en jy kyk altyd, ons kan vrug dra en allerlei dinge, maar wat is die nagevolge, die konsekwens as ek en jy nie vrug dra nie? Hoor hoe sê die Amplified vertaling, hy sê, if a person does not dwell in me, he is thrown out like a branch and withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire, and they are burned. Wanneer ek en jy nie in hom is nie, dan is dit letterlik asof ons in die donker begin rondtas na ons lewe en sê, Jesus, maar niks maak meer sin nie, ek kan nie meer aangaan nie, ek wil nie meer aangaan nie, dit is, alles gebeur met my, ek weet nie of julle voel asof alles my gebeur, ek is 'n arme salige, kyk wat gebeur met my, Jesus is, hoe kan dit gebeur, hoe word hierdie dinge, ek kan vir julle stories vertel op stories, waar ek gevoel het, Jesus Here, maar, was dit nou regtig nodig? Verstaan, ek staan nie hierbo en sê, ek het nog nooit die Here hierdie vraag gevra nie. 2 vinnige stories, ek het nou nie hierdie goeders voorberei. Maar ek was verloof aan 'n girl, né? Julle sal nie glo nie. En 5 maande voor die troue toe los sy my. Ek sê, ag Here, nee, ek gaan nie vir julle lieg nie. Ek was redelik devastated. Ek sê, Here, en my typiese woord van hom was, as dit is hoe jy moet my werk, dan wil ek nie meer vir jou werk nie. Nee, as ek so is, vandag kyk ek terug en ek loof die Here, dat ek nie met daai vrou getroud is nie. Want ek het 'n fantastiese vrou, 2 fantastiese klein, besige kinders, waarvoor ek verskriklik lief is, wat ek nie sou gehad het, noodwendig saam met haar nie. Maar in daai oomblik het ek nie die perspektief gehad nie. Maar toe ek stil word en ek plak myself weer in en ek sê, Here, ek het nodig om u inspraak te kry. Want ons verloor so maklik perspektief. My seentjie word gebore, ek was nog actually die fusion leier, my seentjie word gebore met 'n spleet. En dit is reg deur en hy's 31 weke, so klein bonneltjie. En ek sê net vir die Here, wat gaan hier aan? Have you forsaken me? Ek werk vir jou, ek bly in jou. En hierso voel ek nie die vrug van dit nie. En lang storie kort, die vrou wat hom gevang het, en haar hele huisgesin kom tot bekering. Hoekom? As gevolg van wie Ivan was. En hoe ek en Iska, my vrou, hom hanteer het, en met hom engage het, en hoe die gemeente saam kom bid het. Is daai vrou, kom sy tot bekering, sy en haar hele gesin, haar hele familie word gedoop hierso in hierdie doopbad. Hoekom? Van ons perspektief. Maar ek en jy is geneig om ons perspektief te verloor, wanneer ons nie in hom bly nie. Die eerste punt wat letterlik gebeur, is, as ek en jy nie in hom bly nie, dan beleef ons die Here se oordeel soveel groter, as sy genade en sy liefde vir ons. Dis omtrent nou die hele voorbeeld wat ek nou gebruik het. Ons is so geneig om te sê, ja maar, hy is kwaad vir my, hoe kan hy hierdie aan my doen, dat ek en jy amper nie meer rasioneel dink nie, want dit voel vir ons die Here straf ons. Maar die vraag is, waar is ek en jy geanker? Is ons regtig geanker? Ek het so rukkie terug, het ek regtig uitdagings gehad met my data, en daar's niks wat my so kan irriteer, soos incompetence nie. So, nou wil ek van provider skuif, en ek stap by Vodacom in, ek gaan nou nie sê wat sy ene nie. En hier kom 'n swart man na my toe, maar fantastiese ou, hy is 'n learner, staan daar, en hy sê vir my, goeiedag meneer, hy praat beter Afrikaans as ek, en my ma saam, né? So hy kom en hy praat,
met my en hy sê, ja meneer, hoe kan ek jou help vandag? Ek sê net, vertel vir hom hoe sat die ander mense is, en ek wil hierdie toets, en hy sê, meneer, byt net vas, jy is volgende in die lyn, daai ou daar gaan jou help. Ja, en ek is so, fantastiese diens. En hier stap 'n vrou in, seker so 40, en haar man, en die se ma, en stap hulle daar in. Maar jy weet mos, hulle display al die devices so om, en almal stap so om, en hulle kyk en kyk, en die ou loop omtrent direk na hulle toe. Hy sê, goeiedag mevrou, hoe kan ek jou help? Sy sê, o ja, nee, ek weet nie of ek hier gehelp word nie, ek moet upgrade, maar hierdie diens is so power, jy kan dit nie glo nie. En ek is soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want my probleem is, ek is 'n konfrontasie-hasie, né? Ek kan dit nie vat, as mense sat is met mense wat dit nie verdien nie. Ek fight vir geregtigheid en vir justice altyd, ek kan dit nie help nie. Nou loop ek al op en af, en sê ek, my vrou gaan my doodmaak as sy weet waarmee ek nou besig is, né? En ek loop so op en af, ek gaan nie iets sê nie, ek gaan nie iets sê nie, ek gaan nie iets sê nie. Toe loop ek na die auto, sê ek is so jammer vir jou, dat mense soos die, jou so sat behandel, né? Haar vrou sê, mind your own business, né? Tune sy my daar so, sy gooi die handjie so, ek so is, as jy 'n man was, jy nou met die kop gestamp, maar, man was te bang om te, maar nee, ek speel. Maar dit is 'n lang oploop na 'n storie, en ek kom by die counter, en ek begin met hierdie ou wat by die counter is, ek sê vir hom, ek kry julle nogal jammer, want julle het met sat mense te doen, né? En hierdie ou vertel my van sy perspektief. Hy sê, want nou moet ek vormpies invul, hy sê, is jy 'n pastoor? Ek soos, ja. Jy sal dit nie glo nie, ek is regtig. Maar lank storie kort, hierdie ou begin my vertel. Hy sê vir my, die Here het sy lat in vir my. Ek het 7 motorfietsongelukke gehad. 7. Wel, seker 'n positiewe laat ek lewe, maar 7. Die Here het sy lat in vir my. Ek het 'n kind by 'n girl, wat nou in elk geval nie lekker is, maar ek het 'n kind by 'n girl, en hierdie girl is nou betrokke met 'n hindoe, en ek kan nie my kind Christelik grootmokkie, want die Here het sy lat in vir my. Hy straf my, met alles in my, en in hom straf hy my, en ek soos, ek gaan nie nou vir jou te veel preek, en al wat ek vir hom sê is, my gebed vir jou is, dat jy die Here se genade opnuut sal ontdek. En ek weet nie waar jy vandag is nie, waar jy voel, maar die Here se genade en sy liefde is vir my bietjie verder weg. Ek beleef meer hierdie spanning van, hoor jy, hy judge my, en ek beleef nie hierdie vryheid nie, ek beleef nie, ek bid regtig. Nou gaan ons 'n geleentheid skep, waar ons die kerse gaan aansteek, waar jy kan kom in 'n vuurhoutjie aansteek, en sê, Here, ek het jou genade opnuut nodig. En ek wil vir jou sê vandag, dit is nie goed genoeg, dat jy sê, maar ek het in 'n Christelike huis groot geword nie, né? Dis soos om te sê, die ou wat 'n broodbakker is, sy kind is nou 'n brood, né? Dit help nie. Dit is nie genoeg vir jou om net daar te sê nie. Ek wil jou challenge vanaand. Hoe lyk jou persoonlike verhouding met die Here? Ek gaan daai skiep daar, so julle my maar net volg asseblief. Dan die tweede punt waarna ek wil kyk, is, dis letterlik, wanneer ek en jy perspektief verloor, en ons is nie ingeprop in die bron van lewe nie, of althans in die bron van lewe nie. Dan kom ek en jy op 'n punt, waar ons letterlik belewe, dat die uitdagings van die lewe, is groter, as wat ek en jy kan hanteer. Die uitdagings van die lewe lyk altyd so groot. Wie van julle het die voorreg om nie uitdagings te hê nie? Wie? Dit is almal uitdagings. O nee, ek wou net gehad het, daai ou moes gou kom klaar preek het, maar ons almal het uitdagings. Ek en jy, ons almal beleef hierdie spanning. Ons almal beleef, hoorie, maar ek moet nou iets doen wat actually groter is as ek. Daar word van my verwag, ek moet 5 uur in die oggend opstaan, ek kom 9 uur in die aand by die huis, en my maale is die, en dan moet ek nog huis skoonmaak, en ek moet huiswerk doen, en ek het nog 'n girl om te bel ook, en ek kan nie die girl na 9 bel nie, en my pa vat my selfoon, en hierdie vat daarie, en ons beleef die heeltyd, die uitdaging
is groter as wat ons is. Nou is dit so 'n rukkie terug in die wild en my dogtertjie is 3, sy's 'n beaut, nê? Manne, ek watch julle. Sy's 'n bietjie klein vir julle, nê? Maar sy is 'n beaut. Sy is regtig my dogtertjie. Ek het al 'n paar gewere aangeskaf vandat ek haar het. Maar nou sit ons so, ons almal sit saam met my maale in die kar en ons ry so in 'n uitkykpunt in. En ons kom op 'n punt waar dis net olifante hier voor ons, daar naby Louwer Sabie. Dis net olifante, so ons ry so in. En ons kyk en die kinders is so opgewonde, kyk met die verkykers. En ewe skielik skree Elisha, help, help, die olifant gaan ons doodmaak. Help, help. En ons almal kyk en ons sien niks nie. Maar sy kyk letterlik en hier's 'n olifant wat so oor die kar staan hier aan haar kant. En die perspektief van waarmee sy kyk is, hierdie situasie is groter as wat ek nou kan hanteer. Ek sê vir haar, Popelop, papa's dan by jou, maar ek kan sien dit het nie gehelp nie. Ek sê, ken jy my arm, verstaan jy, weet mos hoe sterk is ek, maar dit het nie gehelp nie. Want haar perspektief op daai stadium was, hierdie situasie is groter as wat ek kan hanteer. Wie van julle voel baie keer so? Ons beleef, hoorie, maar hierdie situasie is huge, en kom ons wees eerlik met mekaar. Daar is ons 'n ding, wat kop uitsteek in ons samelewing van vandag, en sy naam is selfmoord. Mense voel, jong kinders, studente voel, hierdie eksamen wat ek nou moet gaan skryf, is te groot van 'n uitdaging vir my. Ek kan dit nie face nie. En hulle neem hulle eie lewe, spring van 'n gebou af, 12-jarige dogtertjie die afgelope tyd. Dink net aan Fransos Steyn se boetie. Dit is oral in die nuus, konstant is daar, ek kan dit nie hiermeer deel nie. En ek wil vir jou sê, die vyand het 'n plan, en wat hy doen is, hy isoleer jou, hy haal jou uit die bron uit, en jy kan nie perspektief hê, as jy nie in die bron is nie. En ek wil vir jou sê, daar is mense wat jou help, mense wat jou kan help. Ons het 'n hele life center, al die dinge wat jou regtig kan help. Maar vir jou sê, die eerste stap is, to stay in him. Hy het jou so lief. Ek wil dit net vir julle sê, ek beleef so sterk nou, die Here sê hy het julle vrek lief. Hy is verskriklik lief vir jou. En hy het 'n passion vir jou lewe. Vir jou soos jy is. En hy is nie die tipe ou, wat net vir jou gaan sê, luister, sort hierdie goeders uit, dan kom jy na my toe nie. Nee, hy is die tipe persoon wat sê, kom met alles. Ek het jou net te lief om jou so te los. En wat gebeur wanneer ek en jy in die bron is, dan word ek en jy nie meer gesien. As ek hier agter staan, dan word ek half 'n blur, van die bron van lewe kom na vore. Jesus Christus kom na vore. En ek wil vir jou vra, kom Jesus regtig na vore in jou lewe? Of kyk ons konstant vas in die uitdagings? Psalm 18 vers 29 tot 37 sê, eers nou daai liggie my verblind. Wil iemand kom lees? Hy sê, U laat my lamp skyn, Here my God, U verlig my duisternis, met U loop ek 'n leerstorm. Hy sê hierso, luister, as jy in hom geplag is, raak alles half maklik. Met my God spring ek oor 'n muur, God se pad is volmaak, die Here se woorde is betroubaar, hy beskerm die wat by hom skuil. Waar skuil jy? Waartoe hardloop jy? Of jy sê, as jy wil aandag soek, soek dit by die Here. Random punt. As jy wil aandag soek, soek dit by die Here. Hy is die een wat konstant dit vir jou sal gee, tot in 'n mate wat ek, of jou ouers, of jou boyfriend, of jou girlfriend, of die mense van die dag, nie vir jou kan gee nie. As jy aandag soek, en dit is 'n positiewe aandag, as jy regtig voel, jy sê maar ek word afgeskeep, hierso is, soek die Here. Hy sê, want wie anders as die Here is God? Wie anders as God is 'n rots? God rus my toe met krag. Hy maak my pad veilig. Hy maak my voete soos die van 'n wildsbok. Op hoë plekke laat hy my veilig staan. U redding is vir my 'n skild. U regterhand ondersteun my. U hulp maak my sterk. Die pad onder my maak U breed.
en my enkels sook nie. Hy sal jou nie laat struikel nie. Ek het al soveel uitdagings gehad, my pa, man, ek kan julle jare besig hou. My pa is oorlede op my 7de verjaarsdag. Maar ek het geleer om in hom te kies en in die Here te leef. En wat 'n voorreg om te weet dat hy nie sal toelaat dat my enkel sook nie. Hy is my rots. André Olivier, hy sê, silence the voice of unbelief. Voices speaking to you will speak through you. Dis my vraag vanaand vir jou, wat se stemme laat jy toe in jou lewe? Wat se stemme laat jy toe om met jou te praat? Is dit jou vriende, of is dit letterlik die stem van die Heilige Gees, of die stem van jou selgroep, of die positiewe inspraak? Wat is dit wat jy toelaat, dat dit met jou praat? Want ek wil vir jou sê, dit wat jy toelaat, is dit wat gaan uitkom. The voice speaking to you will start speaking through you. En die laaste punt waarby ek vanaand wil stil staan is, wanneer ek en jy disconnected is, word die verhoudings in ons lewens begin meer vat van ons, as waarvoor ek en jy die kapasiteit het. Wie van julle voel partykeer eers daai mense is draining? Of my ma is so draining. Ek wil nie eintlik met my ma praat nie, ek wil nie met my pa hierdie deel nie, hulle drein die lewende wit waks uit my uit. Wie van julle daar gevoel dat mense om jou regtig jou begin drein? Jy voel, jy kan amper nie eers meer met mense interaksie hê nie. Wat ons baie keer dink, ons dink, ja nee, maar is net daai ou se irriterende, simpel persoonlikheid. Dis nie die waarheid nie. Ek wil vir jou sê, as jou basis van alle verhoudings, nie jou verhouding met die Here is nie, gaan jy nie goeie verhoudings om jou hê nie. Jesus is die middelpunt van alle verhoudings. Kom ons kyk gou na statistiek. In al hierdie skole in ons omgewing is die egskeidingssyfer omtrent 60%, van daai ouers se kinders wat weet die ouers is deur egskeiding, 60%. Ek was betrokke by 'n skool in my fusion jare wat op daai stadium oor die 70% was. Egskeidings. Hoe lyk verhoudings in jou lewe? Hoe gaan jy toelaat dat verhoudings in die vervolg in jou lewe gaan lyk? Wanneer ek en jy begin praat en ons dink aan verhoudings, dan wil ek vir jou sê, ja, dis liefdesverhoudings, dis verhoudings met jou ouers, met jou vriende. Ek wil jou challenge om seker te maak dat jou verhoudings gegrond is in Christus. Ek gaan julle los met, nie los nou dadelik nie, maar ek gaan vir julle net een ding sê, en ek sal eendag gaan Fires my nooi om oor hierdie een punt te praat. En dit is, vir ek glo, en ek was daar deur, verhoudings op skool berei jou voor vir egskeiding, en nie vir die huwelik nie. Hoor wat ek sê. Nou sê julle vir my, nou moet ek al hand los. Nee, glad nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, ons is so geneig om op skool, dan gaan jy met hierdie girl uit, dan gaan jy met daai girl uit, dan gaan jy met daai girl uit, dan gaan jy met daai girl uit, tot jy nou die regte een gekies het. Dat ons so gewoond is om mense te los, laat egskeiding vir ons soos tweede natuur na vore kom. Ek ken een ou, een van my goeie vriende, wat sy eerste girl, het hy meer getrou. En sy eerste girl was in sy 2de jaar. So ek wil jou regtig challenge oor, hoe kyk jy na verhoudings? Hoe maak jy seker dat die verhoudings in jou lewe regtig goddelik is? As ons vanaand gou net opsom, daai tweede laaste slide daar, dan het ons vanaand gekyk oor sy oordeel versus sy genade en liefde, en dan die uitdagings van die lewe en verhoudings in ons lewe. En ek weet nie waar jy is vanaand nie. Ek weet nie waar jy regtig beleef, hoorie, maar ek het inspraak nodig, ek het vars uitkyk nodig nie. Maar wat ek gaan doen is, ek gaan die band vra om vorentoe te kom, oor so rukkie, en ek gaan hierso 3 kersse aansteek, en hierso is 4 oukies, en ek wil jou vra vanaand, as 'n simbool, waar jy sê, Here, ek wil regtig in hierdie area, een van daai 3, hier's 3 kersse, julle kan kies wat een is wat, het ek nodig om ingeplak te word in hier. En ek wil jou vra, kom, vat hierdie 4 oukie en steek hom in hierdie kers, steek hom aan, en vat net 'n moment waar jy vir die Here toelaat, sê, Here, kom praat met my, kom werk met my, ek het nodig dat U
my kom leer oor u genade en oor u liefde. Ek het nodig, Here, dat u met my kom praat oor die uitdagings van my lewe. Ek wil sien soos u sien. As jy nie engaged is en connected is met hom nie, gaan jy nie kan sien soos hy sien nie. En die laaste een, Here, my verhoudings gaan deur rowwe waters. Ek het u perspektief nodig vir verhoudings. En dis 'n moment tussen jou en die Here. En ek wil jou regtig challenge vanaand om ernstig te wees en sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek kies om hierdie pad verder saam met u te stap. Wil jy net so sit terwyl ek vir ons bid nie? Here, dankie vir u goedheid en u liefde, Vader, en dankie dat ons die voorreg het, Here, om u te kan ken en in u ingeprop en ingeplak te kan wees. Vader, ek bid laat hierdie boodskap vanaand, Vader, in hulle harte sal val. Vader, dat u regtig verandering na vore sal bring. Vader, dankie dat ons weet ook dat ons kan nie verander net op ons eie nie. Vader, ons het u nodig, Here. Dankie, Vader, dat ons in 'n persoonlike verhouding met u kan staan. Vader, en dankie vir u liefde en die goedheid. En ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen.